Kom ons raak stil vir 'n oomblik. Haal diep asem in en asem stadig uit. Die liefde van ons Skepper is hier. Nou, in hierdie oomblik. Mag hierdie tyd saam 'n oomblik van vrede wees, 'n oomblik van genesing. Mag elke woord wat ons vandag hoor, ons nader bring aan innerlike vrede. Mag ons bereid wees om te vergewe, bereid wees om lief te hê, bereid wees om die wêreld anders te sien. En mag die lig wat in ons wakker word, uitvloei na almal wat ons ontmoet. Dankie Vader, dat U altyd met ons is. En so is dit. Vandag begin ons die eerste hersieningsperiode van A Course in Miracles. Hierdie lesse nooi ons om stadiger te beweeg, om stil te raak, en die waarhede van die eerste 50 lesse dieper in ons geestesdenke te laat insink. Les 51. Vandag se hersiening omvat die volgende idees. Niks wat ek sien, het enige betekenis nie. Dit is so omdat ek niks sien nie, en niks het nie betekenis nie. Dit is noodsaaklik dat ek dit insien, sodat ek kan leer om te sien. Wat ek dink ek nou sien, neem die plek van visie in. Ek moet dit los deur te besef dat dit nie betekenis het nie, sodat visie die plek daarvan kan inneem. Hersieningsidee 2. Ek het aan alles wat ek sien, al die betekenis gegee wat dit vir my het. Ek het alles waarna ek kyk beoordeel, en dit alleen is wat ek sien. Dit is nie visie nie. Dit is bloot 'n illusie van die werklikheid, want my beoordelings is heeltemal los van die werklikheid gemaak. Ek is gewillig om die gebrek aan geldigheid in my oordeele te erken, want ek wil sien. My oordeele het my seer gemaak, en ek wil nie daarvolgens sien nie. Hersieningsidee 3. Ek begryp niks wat ek sien nie. Hoe kan ek begryp wat ek sien as ek dit verkeerd beoordeel het? Wat ek sien is die projeksie van my eie denkfoute. Ek begryp nie wat ek sien nie, want dit is onbegrypbaar. Dit het geen sin om te probeer om dit te begryp nie. Maar daar bestaan genoeg rede om dit te laat vaar en ruimte te maak vir wat gesien, begryp en liefgehê kan word. Ek kan wat ek nou sien hiervoor verruil deur bloot gewillig daartoe te wees. Is dit nie 'n beter keuse as die een wat ek voorheen gemaak het nie? Hersieningsidee 4. Hierdie gedagtes beteken niks nie. Die gedagtes waarvan ek bewus is, beteken niks nie, omdat ek sonder God probeer dink. Wat ek my gedagtes noem, is nie my werklike gedagtes nie. My werklike gedagtes is die gedagtes wat ek met God dink. Ek is nie van hulle bewus nie, want ek het my eie gedagtes gemaak om hulle plek in te neem. Ek is gewillig om te erken dat my gedagtes niks beteken nie, en hulle te laat vaar. Ek verkies om hulle te laat vervang deur dit wat hulle juis wou vervang. My gedagtes is betekenisloos, maar die hele skepping is teenwoordig in die gedagtes wat ek met God dink. Hersieningsidee 5. Ek is nooit ontsteld om die rede wat ek dink nie. Ek is nooit ontsteld om die rede wat ek dink nie, omdat ek voortdurend probeer om my gedagtes te regverdig. Ek probeer hulle voortdurend waar maak. Ek maak alle dinge my vyand, sodat my kwaadwees geregverdig en my aanvalle geoorloof kan word. Ek het nie besef hoeveel ek alles misbruik het deur hierdie rol daaraan toe te ken nie. Ek het dit gedoen om 'n denksysteem te verdedig wat my seer gemaak het en wat ek nie langer wil hê nie. Ek is gewillig om dit te laat vaar. A Course in Miracles leer ons dat die meeste van wat ons sien gebaseer is op oordeel. Ons geestesdenke besluit voortdurend, ek hou hiervan, ek hou nie daarvan nie, dit is goed, dit is gevaarlik. En so bou ons 'n hele wêreld van interpretasies. Maar die kursus sê, daar is 'n ander manier om te sien. 'n Manier sonder voortdurende oordeel, sonder vrees, sonder verdeeldheid. 'n Manier om weer saam met God te dink. En hierdie terugkeer gebeur stadig, stap vir stap, laag vir laag, tot ons begin onthou wie ons werklik is. En dit is baie goeie nuus. Dankie dat jy hier is.
Onthou om die les deur die dag te oefen, sagkens, sonder druk, net met bereidwilligheid. Vir volledige lesse van A Course in Miracles, besoek gerus acim.org. Vir die Afrikaanse vertaling, kontak Henry Theron by nkiw.org en besoek ook hemelbewus.co.za. Vergewe, sien anders, leef in lig.